Goeiemôre Radio Fynbos luisteraars. Ons woord is uit Romeine 12 vers 19. Moenie julle wreek nie, geliefdes, maar gee plek vir die toorn, want daar is geskrywe: aan my kom die wraak toe. Ek sal vergeld, spreek die Here. Baie keer sal jy met my saamstem, is dit moeiliker om net niks te doen nie, as om iets te doen. Om kalm te bly is baie keer die bewyse dat ons mag het oor dit wat ons probeer oorrompel. Om kalmte te kan handhaaf wanneer die gemeenste goed aan ons gedoen word, en dan net te probeer verstaan, hoe kon Jesus net niks gesê het toe hy beskuldig was? Hierdie was 'n oomblik wat Jesus vir ons geskep het om in aanbidding te gaan, want hy weet wat dit is, waar stories oor hom opgemaak was, net soos dit die mense gepas het, om hom vals te beskuldig, totdat hulle genoeg beskuldigings teen hom gekry het, om hom ter dood te veroordeel. Hy was nie net vals beskuldig nie, maar hy was ook gespot. So dink bietjie daaraan, nie net valse beskuldigings nie, maar ook 'n gespottery. En wanneer jy al in so 'n posisie was, waar jy gevoel het, jy gaan jouself verloor oor dit wat aangaan, dan sal jy verstaan dat net Jesus vir jou die krag kan gee van daardie stilte wat hy daardie dag ervaar het, om net stil te bly en niks terug te sê nie. Ons kan daardie ervaring wat ons beleef verplaas. Ons hoef nie self daardie onregverdige kwaad die hele tyd te dra nie. Want hierdie woord sê vir ons, geliefdes, ons moenie die wraak vat nie, maar ons moet plek maak dat God se toorn daar kan wees om wraak te neem en dat hy sal vergelde. Dat ons iets kan weet. God gaan nie net dinge laat verbygaan nie. In sy koninkryk word goed nie net onder die mat ingevee nie. Wraak en vergelding sal hom toekom en hy sal vir daardie onregverdigheid opstaan. Ons weet, Jesus was nie 'n verharde man nie. Ons weet self hoe Jesus kon gehuil het. En ek dink baie keer is dit wat hy vir ons intree, om net te bid vir Vader God, en net waar Heilige Gees ons moet aanraak, sodat ons in daardie plek sal val, om daardie wrokke te dra nie. Want hy weet hoe wrokke ons kan vernietig. Kom ons kyk wat Paulus deurgegaan het, in Handelinge 20 vers 24, en ek wil dit vir jou in die Engelse vertaling lees. But none of these things move me. Neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God. Paulus sê hier, nie dat hy nie seer gemaak word nie, maar hy sê hierdie goed gaan hom nie beweeg nie. Gaan hom nie beweeg om wrokke te begin dra nie, maar dat hy homself en dit wat gebeur nie eerste stel nie, maar dat hy wat vir God belangrik is, sal voltooi, dit wat Jesus vir hom gegee het om te doen. En dit is presies wat die vyand wil bereik, wanneer ons so seer kry, om ons vas te hou in wrokke. So as hierdie boodskap vir jou vanoggend was, wat jy weet, jy goed net moet aflaai, kan jy weet vanoggend, daar is een wat presies verstaan wat jy deurgaan, en hy het gekies om nie 'n woord te sê nie. Soos die woord sê, hy was soos 'n slagskaap, wat ter slagting gelei is, wat nie 'n woord gesê het nie. Maar jy moet weet, aan daardie kruis het hy vir jou gesê, dit is volbring. En waar jy so plat geslaan is, dat jy weet, dit is eintlik gevaarlik as jy goed gaan sê, dat hy jou sal help om niks te sê nie,
maar net hierdie woorde ook te verstaan, wat die woord sê, dat jy die wrokke oorgee aan God, dat jy dit nie hoef te dra nie. En al hoe ons dit kan regkry, al is dit hoe moeilik om te sê, Vader, ek vergeef, want hulle weet nie wat hulle doen nie, want dit is werklik so, mense doen goed aan jou, wat hulle nie idee het nie. Hulle loop rond maklik met valse beskuldigings, hulle loop rond maklik met jou woord, jou naam as 'n bespotting, maar hulle het nie 'n klou waarmee hulle besig is nie. En dat jy ook kan gesond word deur die liggaam van Jesus, deur sy wonde en daardie wonde van jou te neem. Vader, dankie dat ek in Jesus naam kan bid vir hierdie persoon wat luister na die boodskap. Here, kom, gee U ons asseblief 'n sagte hart. En Here, dat ons weet, U laat nie net goed sommer verbygaan nie. Here, die wraak kom U toe. En Here, U is 'n regverdige God. En Here, U sal ons hou vas, terwyl ons deur sulke vals beskuldigings gaan. Jesus, U weet hoe dit voel. Gee ons asseblief die krag deur Heilige Gees. Amen.